Vandag gaan ons Maroek aanmaak. Maroek is spesifiek baie goeie aas vir kurper. En so nou en dan 'n groot barber ook. So die bestanddele wat ons gaan gebruik is omtrent 'n liter water. Nie noodwendig dat ons alles sal gebruik van die water nie. 1 breinbrood. En dan het ons sommer by die lokale supermark Maroek gaan koop. Alhoewel as jy na jou meele toe gaan, behoort jy dit baie goedkoper te kry. Verder het ons hier 'n skaaltjie. Dit is maar net om die korrekte verhouding te kry, af te weeg. 1 kg Maroek teenoor 1 brood. Dan het ons hierso 'n lekker mengbak waar ons die bestanddele dan saam gaan inmeng. En dan laastens het ons hier 'n houer wat ons gaan gebruik om die Maroek in te stoor, wat baie lekker dig seël, sodat die Maroek dan nou nie kan sommer net sleg word binne-in. Ek gaan begin deur die mengbak op die skaal te plaas. Ons het hom reeds gestel dat ons die gewig van die mengbak kan aftrek. Die Maroek moet dan nou eerstens hier bygevoeg word. En ons het omtrent 1 kilogram van hierdie Maroek nodig. Dit is omtrent 1 kilogram daar, wat ons nou daarby het. Tweedens moet ons nou gaan en ons moet hierdie brood stukkies in opbreek in die vorm van fynere stukkies. Dit gaan dan ook veroorsaak dat daar 'n goeie bind is en dit gaan ook help met die fermentasieproses, aangesien daar suurdeeg reeds in die brood is. So die brood word sommer as volg in baie klein stukkies, fyn stukkies gebreek. En dan as die hele proses klaar is met die brood, dan word dit behoorlik deurgemeng en dan word die water bygevoeg. Baie belangrik dat ons dit nou begin deurroer met die Maroek. En die brood moet behoorlik meng. Mens moet baie versigtig wees dat daar nie veral aan die onderkant van die koringsemels of koringsaad agterbly nie. Maak seker jy roer dit baie deeglik deur. Die volgende stap sal dan wees om water by te voeg. Wat baie belangrik is, as mens water sou byvoeg, moet jy baie stadig en baie versigtig die water byvoeg en meng, want as jy te veel water gaan byvoeg, met ander woorde, nadat water bygevoeg is, as dit voel asof die produk reeds reg is, gaan hy die volgende dag heeltemal te pap wees, om as 'n voerbal te sit, te klou. Met ander woorde, as jy dit nou byvoeg en die eindproduk voel half droog, dan sal jy besef dat jy die korrekte hoeveelheid water bygesit. Goed, kom ons gooi 'n bietjie water by. Net 'n klein bietjie. En dan moet dit baie versigtig deurgemeng word. Maak doodseker dat die voer se vog eweredig versprei. Kan ons gerus weer nog bietjie water byvoeg. Sodra die droë meel of koring wat hierin is half verdwyn, dan kan mens aanneem dat daar genoeg vog bygevoeg is. Ek dink in hierdie geval is dit nou omtrent min of meer reg. Julle kan sien daar hoeveel water het ons gebruik
Hierdie is omtrent 'n liter gewees, so is net so by ongeveer 'n half liter wat gebruik is. En nou moet hierdie mengsel in hierdie houer geplaas word, laagie vir laagie, en dit behoort goed gekompakteer te word om die lug uit te druk. Dit veroorsaak dat die fermentasieproses baie goed sal wees. Dit veroorsaak ook dat daar op die ou end nie sommer verrotting kan plaasvind nie. Goed, ek gaan hom so 2 hande oorgooi. En dan moet hulle deeglik basies ingeknie word in die houer. Mens moet hom maar baie goed druk sodat hy baie dig seël. Dan kan ons die laaste 'n bietjie bygooi. Net voor ons hom finaal vasdruk, net min of meer toetsie doen. Julle sal sien dit lyk asof hy bietjie sukkel om te bind. As hy so is, dan weet mense hy's presies reg, want die brood gaan nog verder vog trek en dan die volgende dag gaan hy dalk te sag wees as mens te veel water byvoeg. En dit is omtrent die produk wat jy op die ou end wil hê, wat mens dan sal gebruik as 'n voerbal. En veral as mens byvoorbeeld nou sou gaan en jy sal hier 'n holtetjie indruk, 'n gaatjie indruk, en 'n kleinerige hoek met 'n aardworm vat en binne-in plaas en dan basies net toemaak, en dan is hy baie lekker gereed vir 'n groot kurper. So kom ons druk hierdie gou vas. Ons seël hom mooi af. Maak doodseker hy's baie goed gekompakteer. En dan kan ons hom nou net seël. Die deksel mooi ordentlik styf opdruk. Miskien 'n laaste ding wat belangrik is. Indien jy die volgende dag by die water sou kom of 2 dae later en jy ondervind dat die marook dalk te sag is, vat gerus die droë marook saam. Dit kan ingebrei word om dit weer bietjie harder te maak, of indien dit dan te droog is, kan jy maar net bietjie water byvoeg. So 'n mengsel, as die emmertjie mooi gevul is tot bo en hy is goed gekompakteer, kan mens so lank as 'n jaar stoor op die ou end van die dag, en dit kan oor en oor gebruik word.